Lagi rumah aku kan suat. Ya da sen çıkıyor, kız çıkıyor. Sonra gidiyor, kadın çekiyor. Bana böyle ettiriyor. İtalyan beyzbol. Ya ne koyayım ben ya. Ya.
dankie. Baie dankie dat jy vanmôre almal saam hier is. Om te kom luister na die woord van die Here, om te ontvang by die hand van die Here. Dit is kosbaar om die Here in ons midde te hê. Hierdie nag, toe ek met die Here praat, so sê ek vir die Here, Here, ek het U nodig. En ek is afhanklik van die Here. Op watter vlak dit ook al mag wees. Here wil U net my bystaan en net my hand kom vat. Is dit vir myself of is dit vir my kinders of kinders se kinders? Is dit vir my familie? Is dit vir mense wat moet gered word? Here kom staan tog net hier by my en hou my hand. Want ek besef sonder die Here is dit werklik onmoontlik. O, mense, ons kan nie besef as ons kyk wat op die telefoon en die radio's en die goedes aangaan. Ja, dit gaan vreeslik, maar ons kom tot die besef God se plan moet in werking tree en ons moet kom op die plek waar ons bid dat God se plan in werking moet kom. Ons moet bid dat die genade van die Here vir ons teer moet kom op elke plek, want ons kom tot die besef. Daar is oomblikke wat jy voel jy is alleen en is dan wanneer die Here jou gaan bystaan. So, laat ons die naam van die Here vereer en die Here al die ere gee. Ons gee vir my Jansen dat hy net vir ons opdra in die gebed. Net vir ons opdra in die gebed. Ewige Vader, ons dank U vanmôre dat die pragtige sonskyndag U naam kan verheerlik en groot maak en dat ons so by mekaar kan wees as gelowiges. Dankie Here vir die wonderlike voorreg dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Dankie vir hulle wat vir ons siek gemaak het, Here, en dankie dat ons saam lofliedere kan sing tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Bid vir die diensknegt met die woord van die Here van bedien. Self vir ons seën om en gebruik om. So ons gebed in Jesus naam en ons dank U daarvoor. Amen. Amen. Loof die Here om my siel en alles wat in my binne is. Ons gaan nou lekker saam sing tot eer en verheerliking in sy heilige naam. Na hy ook begin, wonderful, Jesus is to me. En ek glo, die Here is vir ons wonderlik, een en elkeen, ons maak baie foute, maar ons glo dat God vir ons kom onderneem. Wonderful, Jesus is to me. Now the word of my God, will from Jesus
verlossing, U is die genesing, U is my toekoms. Here, U is my vreugde, my blydskap in die Here. U is die waarheid, Here, en die skepende skep my, maak my bewus van Jesus wat lewe, want U is op die troon. Halleluja, U lewe my God, en U die waarheid in my kom wakker maak, sodat ek geloof in God kan hê. Dankie Here, vanmôre vir elkeen wat U salf, Here, met 'n goddelike salwing, en die wat red, Here, wat ook moet gered word in die naam van Jesus, want U alleen kan die wonders verrig. Dankie my Here Jesus, ek gee al die ere. U is my krag en my versalming. Thank you, Jesus. Praise die naam van die Here. En mag hande justitie om nou wijden. Waar gewoon niet in je benen, maar dat jou in ons die salm. Basune situle mbonja basandile basayali libros sinda bitigutoi patulu swenai islamma kuru ma privien hindele kurgi ma privien dalium satsuli vai tale basendeli kasunam rafuna malerde basana balai marabasina maltoye marabasale min händen det svenska livitinian satulum. Halleluja, halleluja. Waarom sit jy vanmorgen nog met wanhoop? Ek is die Here jou God wat die belofte vir jou gemaak het. Ek sal jou by die hand neem. Ek sal jou beskerm. Ek sal jou dra. Ek sal jou onderrig. Ek sal die vrede kom gee, sodat jy werklike vrede kan hê. Dat jy kan sê, ek het van die Here ontvang. My blydskap in die Here, dit is my beskutting. En dis die Here wat hierdie pad vir my kom oopmaak het. Kyk op en jy sal lewe. As jy op my vertrou, sal jy lewe. As jy my ken en al jou wee, sal jy lewe. As jy my naam aanroep, halleluja, sal jy oorwin deur die kosbare bloed. Want ek, die Here, jou God, het die pad vir jou kom oopmaak. Hoor vanmôre, as jy reg luister, sal jy lewe. Sal jy oorwin en vrede in die Here hê. Dankie Jesus. Terwyl ons oë gesluit is, as die Here vanmôre deur sy Heilige Gees met jou gepraat het, en jy voel, jy het net 'n gebed nodig, wil jy nie net jou hand opsteek, niemand kyk rond nie, as dit nie van ons is. Ek sien daar gaan verskeie hande op, laat sakkel maar net, dankie, ek is maar net 'n aanduiding, dat u gebed nodig het. Baie dankie. Dankie. Hemelse Vader, u is getrou. Amen. En ook deur hierdie tale en uitleg van tale, het u vanmôre alreeds tot die volk gespreek. Here, u het die hande gesien wat opgegaan het. Hulle wat vanmôre sê, Here, u het met my gepraat. Here, die boodskap was my noodkreet, wat u geantwoord het. Here, u ken elkeen se behoefte, ken elkeen se nood, en daarom wil ek hulle vanmôre na u toe bring, bid dat Heilige Gees verder net met hulle sal deel, en dat hulle ook sal weet, u gee vir hulle om, en u het hulle raak gesien, ook in hulle behoefte, in hulle nood, in hulle ashoop situasie, sien jy hulle raak, en ons eer u daarvoor. Amen. Net vir u wat miskien nou nie heeltemal bewus is van die gawes van die Heilige Gees en so nie, wat nou hier plaasgevind het, is niks ontbybels nie. Ons broer het in 'n taal gepraat, en hy die uitleg gegee. Paulus is baie duidelik, hy sê as jy in tale praat, maak seker daar's iemand wat dit kan uitlê, en dan sê hy ook, daar moenie meer as 3 tale en 3 uitlegte wees nie. So daar's ook nog 'n reël wat dit aan betref. Maar baie dankie aan die musikante. Ek wil vanmôre sê, ek wens, daar's 'n probleem op jou. Ek wens vanmôre net dat ons hierdie musiek van vanmôre kon opgeneem het
En dat die wêreld daar buite hierdie samesang vanmôre saam met ons kom beleef het. En meeste van hierdie koortjies het in elk geval nie meer kopiereg op nie, maar weens kopiereg mag ons dit nou nie uitsaai nie. Maar baie dankie musikante, julle het ons regtig vanmôre baie pragtig bedien. Julle het ons in die wil van God se teenwoordigheid gelei. Amen. Nou, welkom hierso by die Protea saal, by die AGS Kuilsrivier Care Village. Baie dankie dat u opgekom het na die huis van die Here. En dit is die tydperk van die Advent. Laasweek het ons begin deur die eerste kers op te steek wat hoop was, en vanmôre brand die tweede kers wat vrede is. En ek wil vanmôre met u praat oor vrede uit die wildernis. Vrede uit die wildernis. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vanmôre en ons dankie dat ons nou ook kan aandag gee aan u woord. My gebed is, Here, dat u deur u woord tot ons harte sal spreek in Jesus naam. Amen. As u die woord van die Here saam met u gebring het, blaai saam met my na Lukas hoofstuk 2 vers 14. Lukas hoofstuk 2 vers 14. En die woord van die Here sê in Lukas hoofstuk 2 vers 14: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mens 'n welbehaag. En dan Johannes hoofstuk 14 vers 27. Johannes hoofstuk 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontstel word nie. Moenie bang wees nie. My vrede laat ek vir julle agter. Nou, vriende, ek wil u vertel van 'n ware verhaal wat neergepen was op die 24ste Desember 1994 in 'n koerantberig. En hierdie berig het vertel dat in 1914, toe die Eerste Wêreldoorlog uitgebreek het, die eerste Kersfees van die Eerste Wêreldoorlog, het die twee vyande teenoor mekaar opgestaan. Aan die een kant was die Duitsers en aan die ander kant was die Engelse. En die aand voor Kersfees op die 24ste Desember 1914 besluit die Duitsers maar hulle gaan Kersliedere sing. En so steek hulle toe 'n vuur aan die brand en rondom die vuur sit hulle en hulle sing Kersliedere. En aan die ander kant hoor die Engelse dat hierdie mense Kersliedere sing en hulle kom by mekaar en hulle begin 'n Kersliedere toon Engels sing. Hierdie kant is dit Duits, die kant is dit Engels. En een van die Engelse troepe besluit daar in die middel van die nag, terwyl almal nou Kersliedere sing, en hy stap oor na die Duitse kamp toe en hy sê vir die bevelvoerder daar: meneer, ons is in oorlog, ons het nou eergister nog op mekaar geskiet, maar hierdie is 'n tyd van vrede. Kom ons twee magte, kom by mekaar môre en ons eet saam Kersfees, Kerskos. En ons is saam in vrede, ons skiet nie op mekaar. En een van die Engelse soldate vra toe, kan hy vir sy ma 'n brief skryf? En in hierdie brief skryf hy: dit net, terwyl julle kalkoen eet en pakkies oopmaak, het ek rondgeloop en blad geskit met die einste manne
wat ek 'n paar uur tevore wou doodmaak. Is dit nie moontlik waarvoor Kersfees staan? Vrede. Dit skryf hy vir sy ma. Wonderlik. Kersfees praat van vrede. En hierdie hartseer van hierdie verhaal is dat 4 jaar later, eers in 1918, is die vrede ooreenkoms geteken. Hierdie man se vraag, hierdie gebed van hierdie jong man, is eers 4 jaar later beantwoord. Na hulle saam geëet het, saam Kersfees gehou het hulle albei weer die 2 magte na hulle eie kampe toe gegaan en die volgende dag was die oorlog weer aan die gang. Die ware boodskap van vrede, die vrede wat die Here op aarde gebring het nie deurgedring na hierdie leergeneraals nie. 'n Paar dae later het dieselfde klomp mense weer voortgegaan om op mekaar te skiet en oorlog te maak. Hierdie storie vertel iets van 'n effektiewe Kersboodskap. Kom ons stel dit beter. Hierdie storie vertel iets van 'n effektiewe Jesus menswording op aarde. En dit gaan veel verder as net een enkele dag van vrede. Dit gaan daaroor dat dit 'n onherroepelike vrede is wat die Here vir ons gebring het. Is dit nie 'n fantastiese, mooi storie, alhoewel hy 'n baie hartseer einde eintlik regtig het van die 24ste, 25ste Desember 1914 nie. Maar vriende, vrede kan gedefinieer word dat dit 'n toestand is van stilte en harmonie. En dit is wat die Here wil hê. Hy wil hê ons moet stil raak in hierdie tyd. En ons moet in harmonie met mekaar saam lewe. Dit beteken daar moet vrede wees ongeag ons omstandighede. Daar moet 'n doelwit wees dat ek in vrede met almal wil saamlewe. Daar moet 'n harmonie wees tussen my en my medemens. Daar moet 'n harmonie wees tussen my en my huismense. Daar moet harmonie wees tussen my en die gemeenskap. Daar moet harmonie wees tussen my en my medeburgers in hierdie land. Maar nog meer, daar moet vrede wees met my medegelowiges wat wêreldwyd verteenwoordig word. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. En nou vriende, avond is 'n goeie tyd om te onthou. Die Advent is 'n goeie tyd om te onthou. Te onthou dat ons hele Bybel kom uit die wildernis uit. Selfs Johannes die Doper het in die woestyn gegaan en hy het uitgekom uit die woestyn uit met 'n boodskap. Hy het gekom met 'n boodskap dat daar gaan vrede wees. Die Messias is op pad vir hom wat hulle so lank gewag het. En hierdie vrede uit die wildernis sê vanmôre dat daar 'n lewensverandering gaan plaasvind. En ek en u beleef vandag daardie lewensveranderende vrede wat uit die wildernis verkondig is deur Johannes die Doper. Maar nie net alleen het Johannes uit die wildernis gekom nie. Johannes het dit vertel. Maar Jesus kom uit die wildernis nadat hy 40 dae gevas het en 3 keer versoek was en elke keer gesê het, dit staan geskryf. En ek wil vandag vir u sê dat vrede in u hart kan 'n moontlikheid wees wanneer u kan sê, dit staan geskryf. Wanneer jy die woord van die Here
in jou hart het, en dat jy weet dat met die geboorte van die Here Jesus, het daar 'n radikale verandering plaasgevind. Prys die Here vir 'n radikale verandering. Nie net 'n verandering, nie 'n tydelike verandering nie, maar 'n ewige verandering. 'n Lewensveranderende, radikale verandering wat plaasgevind het. Dis die waarheid. Uit die wildernis het die Here gekom, sodat ek en u in hierdie onstuimige wêreld waarin ons lewe, met blydskap en vrede in ons harte kan sê, dit weet ek. My king is coming back. One of these days, I'm going to see my Lord. What a day that will be, when my Jesus I shall see. Oh, hallelujah, wat 'n dag sal dit nie wees nie. Maar nog meer, vriende, vrede. Dink ek u almal ken die Hebreëse naam vir dit, Shalom. Nou Shalom sê vanmôre vir my, dat daar 'n heling plaasgevind het. Die sonde wat my uitmekaar uitgeskeur het, die sonde wat my afgekraak het, met die vrede van die Here Jesus, het daar heling gekom, daar het inner healing gekom, en ek is herstel, en die wonde van die verlede is weg, die hartseer van die verlede is weg, die sonde van die verlede is weg, ek is geheel deur die Here Jesus Christus se vrede, wat hy na die aarde toe gebring het, vir my en vir jou. Ja, ons gebrokenheid het hy kom heel. Ons was gebroken, ons was stikkend, ons het op 'n ashoop gelê soos 'n Job van ouds. En dan kom die Here Op 'n wonderlike wyse. en hy kom heel ons en hy bring vir ons Ja, vrede. ons prys die God. Ek weet nie hoeveel van u ken pastoor Arnold Jenis nie. Sy regte naam is eintlik Leon Jenis. Hy was 'n pastoor, hy's 'n pastoor, maar hy was 'n pastoor in 'n gemeente, en daar was 'n groot bedrogspil terwyl hulle kerk gebou het, en hy het so geskrik en hy het in so 'n toestand gegaan, dat toe hy homself kon kry, toe is hy in die ark in Durban. Hoe hy daar gekom het, weet hy tot vandag toe nie. Maar hy word toe heeltemal medies ongeskik verklaar vir die bediening. En hy gaan boer. En nie een nag, toe hy in moedeloosheid sê, Here, ek is nou 'n boer, maar ek weet ek moet in die bediening wees. Daai nag, toe sien hy hierdie gesig, en hy het 'n lied daaroor geskryf. Hy sê, hy sien hom op 'n ashoop, verlate, gebroke. Hy sê, en toe sien ek 'n deurboorde hand, wat kom en my kom vat en my optel. O, deurboorde hand, kom heel my, sê die woorde. En vandag is hy terug in die bediening, want die Here het hom geheel van daai ashoop situasie. En as ek gaan mooi kyk, daar tussen my series, sal ek die lied kry, waar hy die lied sing, opgetel. En die Here het my opgetel. Daar is 'n gebrokenheid wat herstel is, as gevolg van vrede. Hoe goddelik is die Here. Amazing. Amazing. Ek is heel. My gebrokenheid is geheel. Ek is herstel. Ek is herstel. Ek is nie meer 'n helverdiende sondaar nie. Maar deur genade en die vrede van die Here is ek op pad hemel toe. Met 'n nuwe naam. Yes. En my naam is geskryf in die boek van die lewe. Halleluja. What a day. What a day. Maar weet jy, die vrede tussen my en u. Vrede tussen my en God. Kom ons staan net 'n bietjie stil by vrede tussen my en God. Dit bring dat my hele lewe verander. Hoe ek optree, Ja. verander. My menswees verander teenoor God. My menswees verander teenoor ander. My menswees verander teenoor die skepping van God. Nou, kom ons kyk dit weer.
Dit verander my hele lewe. Dit verander my hele wese teenoor God. Dit verander my hele optrede teenoor ander. En dit verander my verhouding met die hele skepping. Met die hele skepping. Vriende, vrede, sê die Here gee ek vir julle. Yes. My vrede, nie soos die wêreld dit gegee, maar my vrede gee ek vir julle. Moenie ontsteld wees nie. Moenie bang wees nie. My vrede gee ek vir julle. Daar's 'n gebed wat sê, Here, maak my 'n instrument van vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai. Waar daar onreg is, laat ek vergewe. Waar daar twyfel is, dat ek geloof sal betoon. Waar daar wanhoop is, dat ek hoop sal gee. Waar daar duisternis is, dat ek lig sal gee. Waar daar hartseer is, ek vreugde sal gee. O goddelike Meester, gee dat ek nie so seer sal soek om getroos te word, as om ander te troos nie. Nie om verstaan te word, maar om ander te verstaan. Nie om geliefd te wees nie, maar om liefde te kan gee. Want dit is deur te gee dat ons ontvang. Dit is deur te vergewe dat ons vergewe word. Dit is deur te sterwe dat ons die ewige lewe kan beerwe. Amen. Baie dankie Here vir vrede. Here, vrede uit die wildernis wat vanmôre kom sê, Jesus het gekom. Jesus is gebore. Jesus het gesterf. Hy het opgestaan. Hy het opgevaar. En nou wag ons, Here, in verwagting vir die dag wat die vrede sal kom. Om ons te leef na waar daar hemel se maaltyd vir ons voorberei is. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Amen. Ja, Here, prys. Vriende, ek wil vra dat ons net 'n oomblik 'n bietjie stil sal staan by die tafel. Dit baie keer jaag ons so by die tafel verby asof dit maar net deel is van die liturgiese orde en dit moet afgehandel word sodat ons kan huis toe gaan. Maar hierdie is 'n baie unieke, besonderse oomblik in enige kind van die Here se lewe. Wanneer ons saam met die Here aan die tafel kan sit. En dat ons dit op 'n waardige wyse sal doen. En dat ons onsself sal ondersoek. Nou is daar 'n skrif wat sê, as jy jou offer bring, en jy onthou dat jy moet met iemand regmaak, dan moet jy jou offer los en eers gaan regmaak. Dit het niks met die nagmaaltafel te doen nie, dit het te doen met jou offer. So, as jy nou vanmôre hier sit en jy voel ek kan nie 'n nagmaal, want ek het iets teen iemand, jy kan nagmaal gebruik. Daai skrif is nie van toepassing op die nagmaal, is van toepassing op die offer wat jy bring. Maar dan moet jy hier vandaan af gaan en gaan regmaak wat verkeerd is. So ek wil vir jou sê, kom ons neem hierdie brood op 'n waardige wyse. Kom ons onthou op 'n waardige wyse wat die Here vir ons gedoen het. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre om u tafel kan sit. Here, help dat ons op 'n waardige wyse
om hierdie tafel sal sit. Here, gee dat ons met groot dankbaarheid en vrede in ons harte aan hierdie tafel sal sit. En dat ons sal onthou, op 'n heuwel daar ver, staan 'n ou ruwe kruis. 'n teken van skande en pyn, waar Gods dierbare seun vir 'n wêreld van sonde moes ly. Ek bemin daai ou ruwe kruis. Ja, Here, ek klem aan daai ou ruwe kruis, want eendag verruil ek dit vir 'n kroon. Amen. Ja. Wie wat my help by die tafel, sal jy asseblief vorentoe kom. Die nag waarin die Here Jesus verraai is, het hy brood geneem en hy het dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Do it in remembrance of me. So vanmôre neem ons hierdie brood met vrede in ons harte tot nagedagtenis van die Here. Bedien die volk. Kostbaar is die bloed van Jezus. Unieke stem van die trouw. Die Here het ook die beker geneem en gesê, neem, drink, dit is my bloed, dit is 'n nuwe testament, doen dit tot my gedagtenis. Wanneer jy hierdie beker neem, daar's 'n nuwe testament, jy is mede-erfgenaam in daai testament, neem en drink.
Sy bloed wat bevryding bring. Here, ek het U lief, ek het U nodig. Here, ek is afhanklik van U, my God. Want U is 'n werklikheid. U breek die band, Here. Jesus. Here, Jesus. Halleluja. Bloed gestorven my kruisen van God. My Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre so aan die tafel kon sit. Here, dankie vir die gawes wat ons nog saam met U kan geniet. Maar daar is 'n verwagting vir die dag wanneer ons saam met U vir die laaste keer aan die tafel sal sit. What a day that will be. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie.